blessed thing to be adopted by a king, to know a love that crowns and crucifies. And when your spirit moves, I breathe a prayer to you. I cry not from my mouth, but from the heart, because the Spirit came. I can use your holy name, the tender name a son could only use. Abba, Father. Baie welkom by hierdie uitsending vanoggend. Ons interkerklike erediens uitgesaai hiervan uit ons ateljee in die pragtige George. Dit is vir my so 'n voorreg om met jou te praat en ek is so opgewonde oor hierdie boodskap. Ek groet u vandag in die kosbare naam van Jesus, of soos die Hebreë sou sê, Yeshua Mashiach, of in Grieks, Jesus Christus, die naam bo alle name die soetste naam, en dis die rede, hy is die rede vir hierdie boodskap. En in my 40 jaar van woordbediening, is hierdie die belangrikste boodskap ooit. Die belangrikste boodskap wat ek vandag met u gaan deel. Alles in my bediening het te doen met wat u vandag gaan hoor. Dit het my 40 jaar gevat om te kom tot waar ek vandag met jou hierdie waarheid kan deel. Ek wil met u gesels oor die belangrikste waarheid tussen alle ander waarheid. Die belangrikste waarheid wat daar in die Bybel is, die senter van die Bybel. Alles in die skrif, van Genesis tot Openbaring, loop op tot dit wat u vandag gaan hoor. En alles draai daarom. As jy dit uithaal, dan verkrag jy die hele evangelie en Vader God se bedoeling vir ons lewe. Ek gaan vandag met jou praat oor die rede waarom God geskep het. Die rede wat hom gemaak sê het, laat daar lig wees. Die rede waarom ek en jy hier is. Die rede vir die lewe. En as ek en jy hierdie waarheid vandag hoor, gaan ons verstaan waaroor die lewe gaan, waarom ons hier is en wat is in God se hart. God se wil verskaf hom verskriklik plesier. En God se wil lê opgesluit in dit wat ek vandag vir u gaan lees in Efesiërs 1. En hierdie plan, hierdie meesterplan van die Here wat in sy hart verborge was, voordat hy geskep het hom gemotiveer om te skep. En dis hoekom die aarde en die univers bestaan. Dit is hierdie waarheid wat alles in stand hou. So alles in die univers draai om dit wat in God se hart was, wat hom laat maak sê het, laat daar lig wees. Alles in die lewe het daarmee te doen. Alle situasies en omstandighede is om die mens te bring by hierdie meesterplan van die Vader. Dis waar die Vader mee besig is, nog steeds. Dit is op sy hart. Dis wat alles in sy doen en late motiveer, sy meesterplan. Alles in die univers draai daarom. So ek hoop ek het die aandag, ek glo ek het die aandag. So kom ons gaan kyk. Ons lees daarvan in Efesiërs 1 vers 9. Hy sê, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. Hier moet ons net eers sien dat sy wil is 'n mystery. Die Engels praat van the mystery of his will. Dit is die God se wil, dit wat hom gemotiveer het, was in hom verborge, weggesteek. Net hy het dit geweet waarom hy skep. Die verborgenheid van sy wil. Hy sê, deurdat hy aan ons nou die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgenem het. Die King James sê, the mystery of his will. Ek bedoel, dit het hom welbehae verskaf. En dan gaan Efesiërs verder, hy sê, om die volheid van die tye te reël met die doel. So, die tyd bestaan as gevolg van 'n doel wat in God verborge was, om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Op 'n plek in Efesiërs sê Paulus dat die wil van die Vader is dat Christus alles en in almal sal wees. Dis hoekom God geskep het, dat Christus alles en almal sal wees. En Paulus sê dis 'n mystery. En hierdie mystery is nou aan ons geopenbaar en het verskaf God verskriklik welbehae, want dis 'n meesterplan. Kom ons lees verder in Efesiërs 1. Hy sê, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Sien jy weer daar, die welbehae van sy wil. So ons sien hier duidelik, Vader God se wil lê opgesluit in 'n misterie.
Dis wat hy in homself voorgeneem het, toe hy geskep het. Nou, wat is hierdie misterie? Wat was God se motivering om te skep? Wat verskaf hom soveel plesier? Kom ons vra eers, wat sit agter creation? God se vaderhart. Voor die grondlegging van die wêreld, voordat God enigiets gedoen het hy besluit, hy wil kinders hê. En dis die rede waarom hy gesê het, laat daar lig wees. Hy wil kinders hê. En net die gedagte wat in hom verborge was, het hom soveel welbehae verskaf, dat hy gesê het, laat daar lig wees. En dan sê Efesiërs, sodat Christus alles in almal sal wees. God se meesterplan is Christus. Een seun in almal, sodat almal soos sy een seun kan wees. Maar die groot vraag is, hoe gaan hy dit doen? Hoe gaan die Vader kinders kry? Want daarin lê die verborgenheid. Want die skepping van God het God teleurgestel. Hy skep mense, maar hulle stel hom teleur. Hy sê, hy spyt dat hy die mens gemaak het. Hy skep engele, en 'n derde val agter Lucifer aan. So mense en engele kan geskep word, maar nie kinders nie. Jy kan nie kinders skep nie. Kinders moet gebore word. Kinders kom uit saad voort. So die skepping kan God nie behaag nie. Net kinders verskaf hom hierdie welbehae. Dis waaroor ons gaan praat vandag. Maar wat ons vandag gaan praat oor, is te veel om in een boodskap met u te deel. So ek nooi jou uit om volgende week verder te kom luister na wat ons hier vir u wil sê. The mystery of his will. Ek noem hierdie kort reeks die saad van die Vader. En hierdie reeks mag u siening oor die lewe verander, heeltemal. Oor Christendom, oor u verhouding met die Vader kan radikaal verander, drasties, as u vanmôre hoor wat die Gees van die Here. Wat is die mystery of his will? The mystery revealed. Wat is dit? Paulus noem dit 'n verborgenheid wat geopenbaar moet word. En die Heilige Gees is ywerig om hierdie misterie aan ons te kom openbaar. Want 'n misterie kan net verstaan word as dit geopenbaar word. En is interessant is dat Paulus sê dat hierdie mystery it was hidden in God from creation. So die duiwel het nie geweet hoekom God geskep het nie. Niemand het geweet nie. Nie eens die profete van ouds het geweet wat sit agter creation nie. Hoekom het God gesê laat daar lig wees nie? En die Here kom openbaar dit. Paulus sê aan hom. So Paulus is die eerste mens wat hoor wat is die mystery van sy wil? Wat het agter die skepping gesit? En hoe gaan God kinders kry? Ek is so opgewonde om dit met u te deel. U sal saam met my stem dat lewe op aarde begin met saad. Lewe op aarde begin met saad in die planteryk, in die diereryk, maar ook by mense. Sonder saad is daar geen lewe nie. Ek het potte hier buite by my hier in die erf en iemand het vir my gesê dat in hierdie wintertyd kan ek boerboontjies plant, want ek is lief om boontjies te plant omdat dit so maklik is om te groei. En toe het ek nou hierdie boerboontjie saad gaan koop by die koöperasie en ek het dit uit die pakkie gehaal, maar dit was 'n groot saade. En elke keer as ek hierdie saad uit die pakkie haal en ek gaan plant dit, is nou die 3de jaar wat ek dit doen, dan staan ek elke keer verstom dat uit hierdie een saad hierdie pragtige sterk plant voortkom, hierdie boontjieplant, en dan vir 'n lang tyd produseer hierdie plant hierdie reuse boerboontjies, hoope van hulle, en hulle lyk almal presies dieselfde. Alles kom net uit hierdie een saad. Ek bedoel, daar's 'n wonderwerk in saad, daar's 'n misterie in saad, want jy sien saad produseer volgens sy soort. En saad bevat die wonderwerk van nuwe lewe, die krag tot lewe. Die misterie van die lewe lê in saad. Daar's 'n wonderwerk in saad. Dink maar aan 'n groot boom wat deur een saadjie ontstaan het. Ons erf hier by ons het ons hierdie groot liquid amber boom. Hulle sê hy kan tot 45 meter hoog gaan met 'n stam so breed ek kan nie my arms om hom kry nie. Uit een saadjie. En elke jaar dan gooi hierdie boom sulke vruggies af met saadjies daarin. Moet net nie met jou sagte kaalvoet op hulle gaan trap nie, dit maak seer. En wintertyd soos nou lê ons grasperk vol van hierdie vruggies wat van die boom afval. En binne in hierdie vruggies is hierdie klein saadjies en uit hierdie klein saadjies kom hierdie reuse boom voort. Dis vir my 'n wonderwerk dat hierdie klein saadjie hierdie boom kan word. So daar's krag in saad, daar's geweldige
potensiaal in saad. En Jesus gebruik ook die voorbeeld van die kleine mosterdsaad. En toe ons in Israel was, het ons dit gekry. Dis so klein soos 'n koppiespeld se koppie. Dis 'n klein saadjie wat hierdie sterk, taai mosterdplant voortbring. Want saad het kragtige gevolge, kragtige potensiaal om te word, als lê in saad. Dink maar aan die saad van 'n man, wat 'n hele mens kan voortbring. Ek bedoel, as ek voor die spieël staan en ek klim op die skaal, dan kan ek nie dink ek was een van daardie klein spermsaadjies wat daar na my moeder se baarmoeder geswem het nie. Ek is 'n oorwinnaar, want ek was eerste daar, en hier sit ek, vet en gesond, 'n klein saadjie, daar soveel power in saad, soveel potensiaal aan saad, en dink net hoe saad jou lewe kan verander. Ek bedoel, my kinders het my hele lewe verander, my hele aardse bestaan verander. Iemand het gesê, the purpose of life is children. Hoekom is dit so? Ek bedoel, ons lewe dra om ons kinders. Ek kan my nie voorstel hoe my lewe sou wees sonder hulle nie. Ek het al vir my vrou gevra, wat was ons lewe voor hulle daar was? Hoekom is dit so? Want ons is gemaak na die beeld van ons Vader. En ons openbaar sy vaderhart, sy hartsbegeerte, dat hy wil kinders hê. En dit was wat in hom verborge was. Hy sê, hy het ons voorbeskik. Hy het voorbeskik dat hy kinders gaan hê, voordat hy geskep het. Ons is die motivering, die rede vir sy skepping. En God soek kinders van sy soort. Want kinders kan nie geskep word nie, kinders moet uit saad kom. Kinders wat uit hom uit voorkom, van sy soort, met sy geestelike DNA. En ons geleesde gedeelte in Efesiërs sê, hy het ons beplan, voordat hy ons geskep het. Ons is nie buite-egtelike kinders van die Here nie. Ons was beplan in sy vaderhart voor hy geskep het. En hy het geskep, omdat hy ons wil hê. En die aarde is geskep, as 'n huis vir sy kinders, tydelik, tot ons na die Vader se huis gaan. En hierdie plan van God, is die misterie van sy wil. En hy maak aan ons hierdie verborgenheid bekend. Paulus sê, hy is die eerste een wat dit gekry het. Paulus praat van die openbaring van 'n verborgenheid wat in God verborge was, en vir die eerste keer aan hom geopenbaar is. Die verborgenheid van hoe hy kinders gaan kry. Want kinders kan nie geskep word nie. Mense word geskep, maar God sê, ek is spyt dat ek die mense gemaak het. Maar God het nooit gesê, ek is spyt dat ek kinders het nie. Want kinders kom voort uit saad, is van jou soort. Petrus kom, en Petrus klaar hierdie hele ding vir ons op, en hy sê, daar is twee soorte sade. Hy praat van die verganklike saad, en die onverganklike saad. En ek gaan vir julle lees daarvan in 1 Petrus 1 vers 23. Hierdie is 'n baie belangrike teksvers. Want julle is wedergebore, nie uit die verganklike saad nie. Natuurlike geboorte kom uit verganklike saad, maar wedergeboorte nie. Hy sê, want julle is wedergebore, nie uit die verganklike saad nie, maar uit die onverganklike saad, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So die woord het vlees geword, die lewende woord is Jesus Christus. So hy vergelyk die onverganklike saad met die lewende woord, asof dit dieselfde is. Nou ek en jy ken die natuurlike, verganklike en aardse saad. En Petrus sê, nou dat ons weet, dis daar, ons verstaan dit, maar daar's ook bonatuurlike, onverganklike saad. So die verganklike saad wil vir ons die onverganklike saad verduidelik, sodat as ons die natuurlike verstaan, ons ook die onverganklike beter gaan verstaan. Nou ons weet dat natuurlike saad bring natuurlike lewe voort, 'n nuwe lewe in die saad, deur 'n natuurlike geboorte. Maar dan sê Petrus hier vir ons, dat onverganklike saad gebeur by 'n geestelike, bonatuurlike wedergeboorte. Wedergeboorte om oorgebore te word, geestelik, van bo af gebore. Nou die woordjie onverganklik, die onverganklike saad, onverganklik, in die Grieks is aphthartos. En aphthartos beteken onsterflik, ewig, kan nie korrup nie, kan nie doodgaan nie. Maar dit beteken ook, is uit die dood uitgebore om vir altyd te wees. En dis nogal 'n punt om te onthou in hierdie boodskap waarmee ons besig is. Nou wat is hierdie onverganklike saad? Galasiërs 3 vers 16 sê vir ons wat dit is. Hy sê, nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. En hy sê nie, en aan die saade asof dit op baie sê nie, maar op die een. En aan jou saad, dit is Christus. En dan gebruik hy die Griekse woord hier saad, sperma, waar ons woordjie sperm vandaan kom. So hy sê, daar is een spermsaad en dit is Christus. En dit bring ons nou weer terug by 1 Petrus 1:23. Christus is die onverganklike, ewige, onsterflike saad,
wat vir altyd is, wat nooit kan korrup word of sterf nie. Hy wat gesterf het en as ware uit die dood gebore is, so saad wat in die grond val en sterf, en dan daaruit 'n nuwe lewe voortbring. So Christus is die onsterflike, ewige, onverganklike sperm van die Vader. Net soos daai saad wat in die grond val en hierdie reuse liquid amber boom voortbring, net soos die mosterdsaadjie in die grond val, sterf, en dan daaruit kom hierdie sterk, powerful mosterdplant. Net so is Christus die onverganklike saad wat in die grond val en sterf en dan vrug dra. Galasiërs sê vir ons, daar's net een saad. Net een saad. Wanneer 'n man sy vrou bevrug hy haar nie vanaand met die baba armpie en môre met die baba beentjie nie. Net een saadsel, net een spermsel, en daarin is die hele kind. Dieselfde met Christus, hy is die een saad, sê Galasiërs 3:16. As ons wedergebore word, word ons bevrug met die Christus saad. Ons word swanger met die seun, as gevolg van die Christus saad, van die Vader, die sperma van God. En dit is net een saad. So by wedergeboorte het ons die hele Christus ontvang. Of jy nou 'n sterk Christen is, of jy 'n swak Christen is, ons het almal dieselfde seun in ons. By wedergeboorte, die dag toe ek sê ja vir die Here, toe gebeur hierdie wonderwerk in my gees. My gees word bevrug met die sperma van die Vader. Een saad, een seun. Jy het die hele seun in jou, want Godsdienst het vir ons gesê, soos wat ons vorder in die geestelike lewe, so kry ons meer Jesus by. Jy kan nie meer Jesus by kry nie. Jy het alreeds die hele seun, want een saad, een hele volle seun binne in ons. Galasiërs sê, een saad, Jesus Christus is die een saad. Daar waar jy sit, jou wedergebore mens, is swanger met die een saad. Die hele seun is binne in jou. Jy kom niks kort aan Jesus nie. Jy het alles wat hy is binne in jou. En Paulus noem hierdie hele saad situasie in my gees 'n misterie. Hierdie Griekse woord sperma, Jesus Christus, is dus die geestelike en onverganklike sperma van God die Vader. Petrus gebruik menslike terme, verganklik, sodat ons die geestelike kan verstaan, die onverganklike saad. Nou, aardse lewe begin met saad, maar net so ook hemelse, ewige lewe begin met saad. Sonder saad is daar geen lewe nie. Nie net in die natuurlike nie, maar ook in die geestelike. Ewige lewe begin met die onverganklike sperma, die saad van die Vader. Sonder saad, geen natuurlike lewe, sonder onverganklike saad, geen ewige lewe, geen wedergeboorte. En dit bring ons by 1 Johannes 3 vers 9. Dis 'n wonderlike teksvers. Kom ek lees vir u. Elkeen wat uit God gebore is, wat is uit God gebore? Jou gees. Jou liggaam kom voort uit die verganklike saad van jou pa, maar jou gees word weer gebore uit die onverganklike saad van jou hemelse Vader. So kom ons lees, 1 Johannes 3 vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, jou wedergebore gees, doen geen sonde nie. Jou gees, daar waar jou gees, waar die saad van Christus in jou gees is, jou wedergebore gees is heilig, kan nie sonde doen nie. Hy sê, doen geen sonde nie, omdat sy saad, sy sperma, sê die Grieks, in hom bly. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. So, wat hy eintlik vir ons sê is, my gees het die DNA van my Vader, die Seun se geaardheid in my gees, sy volmaaktheid, sy perfektheid, sy heiligheid, sy geregtigheid. Dis wie ek is in my gees, dis my nuwe identiteit in Christus. So, die Griekse woordjie hier is sperma, saad. Hy sê, elkeen wat uit God gebore is, hy praat hier van die menslike gees, wat geestelik wedergebore word. En dat hierdie wedergeboorte gebeur as gevolg van die onverganklike sperma van Vader God. Die dag wanneer ons lewens oorgee aan die Here Jesus Christus, gebeur hierdie awesome wonderwerk. Die Heilige Gees kom en deur 'n liefdesdaad van ons Vader, bevrug die Heilige Gees, ons geesmens, met die onverganklike Christus saad, die sperma van die Vader. So die verreëse Christus self, wat in die grond geval het as ware, toe hy gesterf het aan die kruis en begraaf is die saad van die Vader. En Paulus sê in Kolossense 1, ek lees vir u, vers 26, the mystery having been hidden from the ages and from the generations, but now was revealed to his saints. Dit was 'n mystery wat verborge was in God, want as die duiwel geweet het waarom God skep, sou hy nooit Jesus laat kruisig het nie. Hy sal nooit toegelaat het dat die saad in die grond val en sterf, want as die saad val in die grond gaan vrug bring, en hy sou dit wou verhoed.
En daarom sê Paulus, the mystery having been hidden from the ages and from the generations, but now was revealed to his saints, to whom God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the nations, who is Christ in you, the hope of glory. Jy kan ook sê, ja, maar ek weet Christus is in my. Ek bedoel, toe ek 'n kind was my gebedjie wat my pa my leer bid het as 'n klein kindjie, ek is 'n kleine kindjie dat Jesus in my hartjie kan woon. Ons almal weet dit. Maar hierdie is 'n mystery wat jy eers gaan verstaan as dit aan jou geopenbaar word. Dis menslike kennis tot die Heilige Gees dit vir jou wys, dan word dit lewe in jou. En almal wat in Jesus is, weet hy's in ons, maar hulle weet nie wat dit is nie, want die openbaring van die Heilige Gees het nog nie hulle mind gevul nie. En ek kan nie vir jou die openbaring gee nie, ek gaan vir jou vertel daarvan. Maar net die Heilige Gees kan dit doen. En dis my gebed, dat elkeen van ons wat hier kyk, hierdie openbaring sal kry, want elke gelowige is weergebore en gaan hemel toe, maar nie elke wedergebore Christen het die openbaring van hierdie misterie nie. So in plaas van dat hy glo in die lewe van die Seun in hom, vertrou hy op homself om homself te verbeter. Hy soek sy identiteit en wat hy moet gaan doen, in plaas van om sy identiteit te gaan soek in die saad in die nuwe lewe. So, die onverganklike Christus saad bevat die wonderwerk van die nuwe lewe, en dit moet aan ons geopenbaar word. Anders gaan ons probeer om op ons eie ons lewe beter te maak. Christianity is not about a changed life, it's about an exchange of lives, waar God my ou lewe vat en vir my die nuwe lewe van die Seun gee, deur die saad. Wanneer 'n swanger vrou sê dat sy is die draer van 'n nuwe lewe, beteken dit sy bevat 'n persoon in haar. Beteken nie sy het haar lewe verander, die nuwe lewe is 'n persoon, is iemand anders, sy dra 'n kindjie in haar baarmoeder. En nuwe lewe kan net gebeur as daar saad oorgedra word. So wanneer ons lewens oorgee aan die Here Jesus Christus, dan gebeur hierdie wonderwerk in ons gees. Dan kom die Heilige Gees en plaas die onverganklike Christus saad, die lewe van Christus, in ons geestelike baarmoeder en 'n geestelike wedergeboorte vind plaas. Ja, ons gees is geskep om bevatters te wees, om 'n tempel te wees, om draers te wees van die lewe van die Seun. Gelowiges is Christus bevatters, draers van die nuwe lewe van die Seun. Die verganklike saad leer ons van die onverganklike saad. So kom ons gaan kyk na die verganklike saad om te leer wat is die onverganklike saad. Verganklike saad bevat die volheid. So ook die onverganklike Christus saad. Net een saad, een groot liquid emmerboom hier buite. Een mosterdsaad, een sterk plant. Een Christus saad, een Seun, een Christus in ons. Verganklike saad bevat die misterie van die nuwe lewe. Net so ook die onverganklike Christus saad. Verganklike saad sê wie jou pa is. Vaders is saaddraers. So, my van is 'n kiem, ek kom met die saad van die kiems. In my voorportaal is daar so groot Hollandse Bybel met 'n geslagsregister voorin geskryf van my voorgeslagte. Van my pa en sy pa en sy pa en sy oupa grootjie. So, identiteit kom uit saad. Ek kan my van verander, maar ek gaan nog steeds 'n kiem bly, want ek kom voort uit die saad van die kiems. Ek kan dit nie verander nie. Identiteit lê in saad. So, jou verganklike saad sê wie jy is, maar net so op die onverganklike saad. En ek en jy die keuse. Waar gaan ons identiteit soek? Gaan ons dit soek in die verganklike saad of in die onverganklike saad? Want wie ek is, leef nie meer nie. So ons godsdiens laat ons identiteit gaan kry in die vlees, wat ons moet doen, ons werke, ons prestasies. En dan gaan ons nooit voel ons is werklik gered of heilig nie. Ons gaan altyd twyfel wie ons is. Maar wanneer ek my identiteit gaan kry in die onverganklike saad, en ek sien wie ek is, die openbaring van die saad, en ek sien soos hy is, soos ek is van sy soort. Hy is een gees met my, hy kan net een word met dit wat soos hy is. En ek sien dit, dan kry ek my waarde daar. Ek en jy die keuse, waar gaan ons identiteit soek? Want identiteit kry jy nie by prestasies nie. Jy word nie 'n goeie Christen deur wat jy doen nie. Dit lê in die saad. So, identiteit kom by die saad. Ek het nie 'n eksamen geskryf hoe om 'n goeie kind te wees nie. Ek is dit deur die saad. Dieselfde met 'n gelowige. Dis nie 'n kursus wat ek loop of inspanning of wilskrag om 'n goeie Christen te word nie. Ek is 'n goeie Christen. Ek is opregte. Ek wil amper sê opreggeteelde Christen, want ek kom uit die saad van die Seun. Saad sê wie hy is, identiteit lê in die saad. So, net soos verganklike saad bepaal wie my pa is en my identiteit is, net so ook die onverganklike saad. Verganklike saad sit jou in iemand se geslagsregister, maar net so ook onverganklike saad
Die onverganklike saad haal my uit die geslagsregister van Adam uit. Sit my in die geslagsregister van Christus, die ou ding het verbygegaan. Alles van Adam is nou in 'n nuwe geslagsregister. Ek het nie meer die verlede van Adam nie, ek het nou die verlede van die Seun, Jesus Christus. Verganklike saad bepaal jou identiteit, net so ook die onverganklike saad. En weer wil ek sê, identiteit kry jy in die saad. Nie deur jou werke nie, nie deur jou prestasies nie. Dit leer die verganklike saad ons, sodat ons die onverganklike saad kan verstaan. Ek en jy moet besluit net waar gaan ek my identiteit soek, in die verganklike saad of in die onverganklike saad. Verganklike saad bevat die krag, die potensiaal tot 'n hele nuwe lewe. Dink maar aan hierdie groot liquid amber boom, maar net so ook die onverganklike saad bevat die krag, die potensiaal tot nuwe lewe. Verganklike saad bevat die wonderwerk. Saad het die wonderwerk van lewe is in die saad. Totdat in die grond val en oopbreek, dan sien jy die wonderwerk. Onverganklike saad is dieselfde. Dit val in die grond en dit breek oop en jy sien die wonderwerk van nuwe lewe wat in ons is. So nuwe lewe is 'n persoon. Nuwe lewe is nie jou lewe wat jy moet gaan verander nie. Ons godsdiens het altyd vir ons gesê, jy moet 'n nuwe blaadjie omslaan. Jy moet probeer, jy moet hard probeer, maar Christendom het niks te doen met wat jy moet probeer nie, is wie jy is. Identiteit lê in wie jy is, nie in jou werke nie. So nuwe lewe is 'n persoon. Christus in my is nuwe lewe, is nie dat ek moet nou verander nie, ek gaan verander, maar dis nie waaroor Christendom gaan nie. Nuwe lewe is iemand in my, soos 'n swanger vrou, nuwe lewe dra ek en jy die seun. En hierdie een verganklike saad bring een volmaakte lewe voor. Een Christus saad bring een volmaakte hele Christus binne in ons voor. 'n Christen is swanger met die seun, bevrug met die seun. Ons is Christus draers, ons is Christus bevatters, 'n draer van die nuwe lewe, van die bonatuurlike verheerse Christus in ons. Daarom sê Paulus, groter is hy in jou as hy wat in die wêreld is. Ons dra die grootste in ons. En daarom, nuwe lewe is nie, ek gaan my lewe beter maak nie. Nuwe lewe is nie die verbetering van my ou lewe nie. Ek kan nie 'n lijk beter maak nie, hy moet begrawe word. Nuwe lewe is 'n persoon, Christus in my. En die wedergebore Christen is die draer van 'n nuwe lewe van 'n persoon. Ons is almal Christus bevatters, seun bevatters. Ons word nie Christus, so sommige sê nie, daar's mense wat dink, ons word nou Christus. Dis van die vyand af, dis demonies, want die duiwel wil nog altyd soos God wees. Ons kan nie so wees nie. Ons is soos die koffiebeker. Die koffiebeker bevat die koffie. En die inhoud, die koffie gee aan hom sy identiteit, sy lewe. Maar die koffiebeker word nooit die koffie nie. Ons is altyd net bevatters. Ons self is nie heilig nie. Ons bevat die heilige een. En dan gee hy sy heilige identiteit aan ons, sodat ons bekend staan as heiliges. Maar ons heiligheid is altyd afhanklik van Christus wat in ons is. Sonder Christus in ons kan ons nie heilig wees nie. Daarom is ons die bevatters, ons is nuwe skepsele, die draers van die onverganklike Christus saad. En hierdie onverganklik in Grieks, aphartos, is onsterflik, onverganklik, ewig. It cannot corrupt. Dit kan nie doodgaan nie, maar dit beteken ook uit die dood gebore. Uit die dood gebore, uit die grond gebore. Want dis wat saad is. Dit lê in die grond, dit sterf en dan kom daar nuwe lewe uit. Nou wat in jou is, en ek wil jy moet oordink, want hierdie is powerful. Kan jou hele lewe verander as ons dit net sien en glo. Wat in jou is die opgestane verreëse lewe van die verreëse Christus wat afgedaal het in die doderyk. En wat daar die dood en die hel oorwin het, en uit die grond uit as ware uitgebreek het, soos hierdie saad van die mosterdsaad, uitgebreek het in 'n nuwe lewe. So wat in jou weergebore is, wat in jou geplaas is, die saad, kom uit die grond, nes die saad, en het die dood en die hel oorwin, en dis powerful. Geen wonder Paulus sê, groter is hy in jou as hy wat in die wêreld is nie. In 2 Korintiërs 5 vers 17 sê Paulus, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die woordjie nuwe in Grieks beteken dit wat nog nooit van tevore was nie. Vas. Dit wat vir die eerste keer is. Iets wat eintlik ongehoord is. Daar's nog nooit voorheen daarvan gehoor nie. Daarom die profete van die Ou Testament het nie geweet hiervan nie. Paulus sê dit is 'n misterie wat God aan hom kom openbaar het om vir ons te kom vertel. Hy noem dit die nuwe lewe. Nuwe lewe was nie voorheen daar nie. Dit het eers gebeur nadat die saad in die grond geval het. Nooit het enige Ou Testamentiese heilige ooit gedroom dat 'n mens kan God bevat as sy lewe nie. As die duiwel dit vooraf geweet het, sou hy gekeer het dat Jesus gekruisig word.
En dan sê Paulus in 2 Korintiërs 5:17, die ou dinge is verby. Wat ou dinge? Alles van Adam. Ek word uitgehaal uit die geslagsregister van Adam en oorgesit in die geslagsregister van Jesus. Daarom toe Jesus aan die kruis hang, toe hierdie saad gereed is om te sterf en die grond te val, roep hy aan die kruis uit, tetelestai, it is finished, het is volbring. Wat is volbring? Die ou lewe. Ek het geen sondige verlede nie, die ou dinge is verby. Wie ek was is dood, klaar. Geen generasievloeke wat nog oorgedra word nie, die ou dinge is verby, dis afgehandel. Dit bestaan nie meer nie. Wie ek was is dood. Ek is saam met Christus gekruisig. Niks van Adam of van my voorgeslagte word weer oorgedra nie. Ek is dood. Dis nie 'n lijk wat weer opstaan nie. Ek is dood. Daar's geen bloedlynvloeke of generasievloeke nie. Jesus sê die ou dinge is verby. Jy wie jy was, leef nie meer nie. Maar jy sien die duiwel wil nie jy moet dit sien nie. En dink daar's nog oorerflike generasievloeke. Want die ou verbond het nie die nuwe lewe gesien nie, was verborge. En daarom gaan haal mense dit uit die ou verbond om te sê jy het nog bloedlynvloeke, want daar was nog geen openbaring daar van die nuwe lewe nie. Maar wanneer ek die nuwe lewe verstaan en sien, die saad in my, besef ek leef nie meer nie. Alles van Adam is verby. Ek is uitgehaal uit die geslagsregister van Adam. Die Griek sê die ou dinge is verby, beteken is oor, is verby, dis weg. En dan sê hy, alles het nuut geword. Alles is alles. Nou die belangrikste teksvers, dink ek, in die hele Bybel is die woorde van Jesus in Johannes 12:24. En dit verduidelik wat ek nou net vir u gesê het. Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Jesus moes sterf soos die koringkorrel wat in die grond val, sodat hy in saadvorm kan kom. En daarom by sy opstanding het Maria hom nie herken nie. Sy het gedink hy is die tuinier, want hy het nou 'n nuwe liggaam gehad. Hy was in saadvorm gereed om in ons oorgebore te word en Maria het hom nie herken nie op daai stadium nie. En wanneer ons geesmens bevrug word met sy nuwe lewe, wat gebeur? Jesus sê, wanneer die koringkorrel in die grond val en sterf, dan dra dit vrug. Maar as dit nie sterf nie, bly dit alleen. So Jesus was die enige gebore seun van God, hy was alleen. Maar toe in die grond val en sterf, toe kom daar voort nuwe lewe. Nou is Jesus nie meer die enige gebore seun van God nie. Hebreërs sê hy is die eerstgeborene. Nou is daar baie. So hy het in die grond geval en gesterf en nou is hy nie meer alleen nie. En hy sê as dit sterf, dra dit veel vrug. Wow. Wanneer ons geesmens bevrug word met sy nuwe lewe, dan begin ons vrug dra. Vrug dra is niets wat jy moet gaan doen nie. Dis nie inspanning nie, dis nie wilskrag nie. Vrug kom nie deur die wet te hou nie. Die wet bring nie vrug voort nie, dit bring goeie werke voort. Dis Christus se nuwe lewe in my wat vrug voortbring. En dis nie inspanning nie, dis nie wilskrag nie. Jy dra nie vrug deur iets wat jy moet gaan doen nie, of deur die hou van die wet nie. Maar wanneer die Heilige Gees die saad in jou plaas, is daar vrug. Christus in ons is nie passief nie, daar's vrug. Die vrug van Galasiërs 5 begin manifesteer in jou lewe. Wanneer die Heilige Gees die Christus lewe in jou, die saad in jou kom openbaar, en jy sien hom, Paulus sê, as ek hom aanskou, as ek hom in my sien, verander ek, dan begin ek vrug dra. So, vrug dra, kom nie deur ure se gebed, Bybel lees, of daar's 'n vas nie, of deur die wet hou nie, want die wet bring nie vrug voort nie, hy praat van die vrug van die Gees, nie jou vrug nie, die vrug van sy Gees, van sy lewe in ons. So, by wedergeboorte het jy die hele seun in jou, en sy lewe word jou nuwe lewe, en nou begin wie hy is spontaan manifesteer, sy vrug kom spontaan, en hy werk in my om te wil, en dit gebeur net. En as ek in die oggend opstaan, sê ek mos nou nie vir myself, onthou nou, jy moet asemhaal, asem in, asem uit, ek sê mos nie dit die hele tyd vir myself nie, want natuurlike lewe is spontaan, dit gebeur net, ek staan net op en ek leef sonder om te dink daaraan, dieselfde met Christendom. Ek staan nie in die oggend op en sê, onthou, jy's 'n Christen, wees soos 'n Christen nie, leef goeie lewe nie. Nee, is nie 'n rol wat ek inoefen nie. Dis nie 'n job wat ek in die oggend 8 tot 5 gaan uitleef nie. Dis wie ek is. Christus is my lewe, spontaan. Nes biologiese lewe is my geestelike lewe. Ek staan net op en ek leef Christus. En die vrug kom net. Ek beplan nie ek gaan vandag vrug dra nie. Dis net daar. Ek is net wie ek is en wie ek is begin manifesteer die lewe van die Seun. So ek leef net. En Christus in die vrug kom. Ons godsdienst het dit so complicated gemaak. Geen wonder Paulus in Galasiërs praat hy van the simplicity of Christ. Want jy sien, godsdienst probeer ons verander deur reëls en wette en regulasies en sê doen so, dan word jy heilig.
Maar Paulus sê, hoe meer ek Christus in my sien, hoe meer verander ek na dieselfde beeld van heerlikheid wat hy in my is. Daarom is dit so belangrik, dat die Heilige Gees, die saad wat in ons is, aan ons gaan kom openbaar, want as ek Christus in my sien, gaan ek verander. Ek bedoel, ek was godsdienstig vir jare, ek het vir 15 jaar gepreek, sonder om te verstaan, Christus is in my, ek het geweet hy is daar, maar daar was geen wow, geen revelation, geen openbaring van die lewe van die Seun nie. Ek het my lewe probeer beter maak, in plaas van om te begin leef vanuit sy lewe. Ek het geglo in my lewe wat moet beter word, in plaas van om te glo in sy lewe in my, wat my lewe is. As ek Christus in my sien, verander ek van gedaante. En dan manifesteer ek die vrug spontaan en natuurlijk. En dis waarom Jesaja 53 vers 10 sê, ek lees vir jy in die King James, but Jehovah pleased to crush him, to make him sick, so that if he should put his soul as a guilt offering, he shall see his seed. Jesus is die saad. God het sien sy saad en hy het 'n welbehae in sy saad. En dis hoekom hy geskep het, die welbehae van sy wil, die mystery lê in die saad. Jesus is soos die koringkorrel wat in die grond val en sterf, sodat hy die saad van die Vader kan bring. Ek wil vir hierdie getuienis vertel, die Heilige Gees is soos 'n sonar. Ek onthou toe ons laatlammetjie gebore is, 'n hele paar jaar nadat my tweede jongste kind gebore is my derde kind, Tehila gebore, my laatlammetjie. En wel, dit was vir ons natuurlik nou 'n skok toe my vrou onverwag swanger word en sy is op 'n ouderdom waar 'n mens versigtig moet wees met hierdie laatlammetjie. En ons is na die internis toe en hy het 'n sonar op my vrou gesit en ons het gesien hoe lyk die nuwe lewe binne in haar. Hierdie pragtige klein embrio, volmaak gesond, net my vrou gevra het, hierdie saad wat hierdie kind geword het. En toe ons uit die hospitaal uitstap, as gevolg van die sonar wat ons gesien het, die nuwe lewe in haar, wat uit die saad gekom het ons geweet dat hierdie kindjie, hierdie saad, gaan pink kleertjies dra, sy dogtertjie. Want ons het gewonder, is dit blou kleertjie, seentjie of dogtertjie? Dieselfde met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die sonar van die hemel. Die sonar van die Vader, wat vir ons wil wys, hoe lyk die saad in ons? Hoe lyk die nuwe lewe in ons? Hoe lyk die seun in ons? En ek onthou die dag toe ons uit daai hospitaal uitstap, het ons hele lewe verander. Wanneer jy die seun in jou sien, wanneer die sonar vir jou wys, hoe lyk die seun, die openbaring van die misterie, die openbaring van wat in die saad is, jou hele lewe verander. Ek bedoel, toe ek my lewe vir die Here gegee het my lewe verander, maar toe ek die openbaring kry van die saad, het alles verander. Alles. My hele Christelike lewe, my verhouding met die Vader, alles het radikaal verander. Daarom, elke wedergebore Christen gaan die hemel toe, maar nie elkeen het die openbaring nie, want ons het die sonar van die Heilige Gees nodig. En solank ons besig is met godsdiens, gaan die Heilige Gees homself nie aan ons kom openbaar nie, maar dis wanneer ons moeg is en uitgebrand is en probeer en ek kan nie meer nie, maar Christendom werk nie, dis dan wanneer die Heilige Gees kom en sê, jy's bruidsgereed, gaan die saad aan jou kom openbaar. En dan word die Heilige Gees jou sonar. En as ek dit sien, verander ek in 'n oomblik. Verandering is nie 'n voorvereiste om Christus se heiligheid te hê nie. Verandering is die vrug wat kom as ons die Heilige Gees, die sonar sien, wat vir ons wys wat in ons is, draers van die Christus lewe. Godsdiens fokus op jy moet verander in plaas van op jy bevat. Godsdiens werk nie met die saad, hy werk met jou, met die verganklike saad. Werke gee nie identiteit nie, net 'n geboorte. En ek en jy moet kies, waar gaan ons ons identiteit kry? In godsdiens soek ons dit in die vlees, ons kyk na ons werk en dink ek is nie 'n goeie Christen nie, en ek voel skuldig en ek moet harder probeer. In plaas van om te kyk na die saad, om te besef soos hy is, so is jy. Identiteit kry jy nie deur wat jy doen nie. Wie jy is. En godsdiens floreer op vleeslike identiteit, want dit ignoreer die Christus saad in jou. Die openbaring van die saad in jou wys wie jy is. Jesus gee identiteit, nie jou prestasies nie. En Jesus is die saad van die Vader wat in die grond val en sterf, want saad bring volgens sy soort voort. Die Christus saad bring volgens sy soort voort. Jy hoef nie eens 'n kursus te gaan loop oor hoe om 'n goeie Christen te wees nie, 'n disippelskap kursus nie. Die lewe van die seun is spontaan. Ek het nie 'n eksamen gaan skryf hoe om 'n goeie kind te wees nie, want my identiteit lê in die saad, instink lê in die saad. Dieselfde met die Christus saad. Dis natuurlik spontaan sal die lewe van die seun vanuit jou voorkom. Dis wie jy is. Nou, universalisme sê dat alle mense is gered. Hulle weet dit net, hulle besef dit net nog nie, maar almal is kinders van die Vader, die hele wêreld. Dis wat universalisme sê. Ons is almal kinders van die Here. Alle mense op aarde. Hy is almal se Vader. Ek wil vandag vir u sê, hardloop weg daarvan so ver as die ooste van die weste, want
Universalisme ignoreer die kern van die evangelie. Universalisme ignoreer dit wat God welbehaag in het, die saad. Dit wat hom behaag, die Christus saad, die wedergeboorte. Universalisme ignoreer dit. Dit is nie van die Here nie. Petrus wys vir ons dat jy moet wedergebore word uit die onverganklike saad. Alle mense word gebore uit verganklike saad, maar nie alle mense het God as Vader nie, want hy is nog nie weergebore uit die onverganklike saad nie. Jy moet eers oorgebore word, weergebore word, om bevrug te word met die onverganklike Christus saad. Anders kan God nie jou Vader wees nie, want saad sê wie jou pa is. Vaders is saaddraers, en sonder die geestelike wedergeboorte kan niemand die Christus lewe dra nie. En Jesus sê ook, sonder wedergeboorte sal niemand eers die koninkryk sien nie. Hulle mis dit. En God verkrag niemand. Dis 'n keuse waar ek sê, ek neem die Here Jesus aan. Ek ontvang hom, ek glo in hom. Geloof is die voorvereiste. Die mens moet eers homself gee, sodat die Heilige Gees, hierdie onverganklike Christus saad, in my geesmens kan kom sit. En sonder hierdie geestelike wedergeboorte kan niemand vir ewig leef nie. Die aardse saad is verganklik, tydelik en sterf, en alle mense kom daaruit voort. Maar ons moet wedergebore word uit die ewige, onverganklike saad. Ek wil afsluit. Ek vat u terug na 1 Petrus 1:23, want julle is wedergebore, nie uit die verganklike saad, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Die onverganklike saad, of die goddelike ewige sperma, is soos die lewende woord. Christus is die lewende woord. By wedergeboorte word die woord lewend binne my. Ek kom agter dat met die ouderdom begin ek goed vergeet, en ook gedeeltes in die woord wat ek voorheen baie goed onthou het. Ek begin net vergeet. My verstand is nie meer altyd so lekker helder nie. Gelukkig is die lewende woord in ons almal. Al vergeet ons, die lewende woord werk sonder ophou in ons. Ek wil vanoggend afsluit soos ek begin het. Die Christus saad is die rede vir die lewe. Alles wat met jou gebeur het, wie met die saad. Die univers bestaan terwille van hierdie waarheid, naamlik dat die Skepper die mens roep na hierdie nuwe lewe. En Paulus sê, alles gaan daaroor dat Christus alles en almal wil wees. En dis hoekom die wêreld te mekaar is, want die Seun is nie op sy plek in die mens nie. Die doel van die Vader is om alle mense hier uit te bring. En dis eers wanneer die mens saaddraers geword het, dat hy uitgekom het by die rede waarom hy bestaan, sy skepingsdoelwit. Die duiwel wil nie die mens moet dit sien nie. Hy sal alles doen om die mense oë daarvoor te sluit. Hy sal selfs vir jou godsdiens gee en sê, julle kan soos God word, as julle sekere goed doen, solank jy net nie sien, dat jy 'n draer is van die Christus saad. But Christianity is not imitation, it's impartation with the seed of the Father. Vader God het 'n sonaar, die Heilige Gees, en ek sluit af met dit wat Jesus gesê het van hierdie sonaar in Johannes 14 vers 20. In die dag, watter dag? Die dag wanneer die Heilige Gees kom, op die Pinksterdag, sal hy, die Heilige Gees, die nuwe lewe in julle aan julle kom openbaar, sodat julle sal weet. So die Heilige Gees het gekom dat ons iets moet weet, sodat julle sal weet dat ek in my Vader is, julle in my en ek in julle. Moenie die res van hierdie boodskap mis volgende Sondag nie. Ek kyk uit om dit met u te deel. Dankie vir die pragtige terugvoer. U gee sulke wonderlike getuienis, veral na verlede Sondag se boodskap. Ons waardeer dit. Ons is oorstelp van vreugde en blydskap. Dankie ook vir u wat so getrou saai in ons bediening. Regtig, ons waardeer dit. Maar ek wil net ten slotte sê, ek het 'n paar boeke geskryf en een van my boeke is nou pas herdruk en verbeter, The Mystery of the Deeper Christ Life. En hierdie boek brei meer uit oor dit wat u vandag gehoor het. En u is welkom as u hierdie boek by ons wil bestel. U kan navraag doen by Hyla, die telefoonnommer verskyn onderaan u skerm. Mag die Here u ryklik seën. Kom ons bid net saam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus. Here Jesus, u het gesê dat as die saad nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. En die eniggebore seun van God wou nie meer alleen wees nie. Hy wou die eerstgeborene word. Daarom moes die saad in die grond val en sterf, sodat u van u soort kan voortbring. Dankie daarvoor. Dankie dat u in ons kom woon. U kon enige plek gekies het in hierdie univers om te kan woon. U kies gebroke mense soos ons en u kom maak u woning in ons. Dis die misterie. Dis die grootste wonderwerk wat daar ooit is, dat die Skepper
in die skepsel kan kom woon. U is so groot, dat u bevat die univers, maar u is so klein, u kom woon in ons. Christ in us, a hope of glory. En Here, herinner ons vandag, dat groter is u wat in ons is, as enigiets wat buite ons is. In Jesus naam. Amen. Baie dankie die Here, seën u, mag jy 'n wonderlike week hê. Kyk uit om volgende week weer saam met u te kuier oor hierdie groot, belangrike waarheid. Above the grave, it is a wondrous thing to be adopted by a king.